Het jy al ooit gewonder hoe ons van iets soos rooksyne en tromme gegaan het na kitsboodskappe en video-oproepe? Wel hou vas, want ons gaan op 'n vinnige reis deur die ongelooflike geskiedenis van hoe mense met mekaar verbind. Goed, kom ons spring dadelik in. So wat is kommunikasie nou eintlik? In sy eenvoudigste vorm is dit maar net die uitruil van inligting. Maar dit is soveel meer as net woorde, né? Dis hoe ons idees deel, hoe ons gevoelens oordra, en dit is die fundament van amper alles wat ons as mense doen. Ons storie vandag het so 5 hoofstukke. Ons begin by die absolute kern van kommunikasie. Dan kyk ons hoe boodskappe vir die eerste keer oor lang afstande begin reis het. Daarna die era toe die wêreld letterlik bedraad geraak het, gevolg deur die oomblik toe ons wêreld kon begin vasvang, en ons eindig natuurlik met die digitale revolusie wat alles verander het. Rug, eerste op die lys, die kern van kommunikasie. Kom ons gaan reguit terug na die heel begin. Dink 'n bietjie terug, lank voor daar enige skrif of alfabet was. Mense was ongelooflik kreatief. Natuurlik het hulle gepraat, gesing en stories vertel, maar hulle het hulle hele lyf gebruik, hulle stemme, gesigte, hande, jy weet, lyftaal. Hulle het klanke, prente en tekens gebruik, selfs dans en sang, en iets so eenvoudig soos klere of juwele kon 'n hele storie vertel. En 'n perfekte voorbeeld hiervan is die San-mense van Suider-Afrika. Hulle maniere van kommunikeer was so ryk en kompleks dat Suid-Afrika se amptelike lose, Jeke Isegarzaka, wat beteken diverse mense verenig, direk uit hulle taal kom. Dis nogal iets, né? Kyk gou hierna. 'n Eenvoudige skulphalsnoer was nie net 'n mooi versiering nie, glad nie. 'n Gaatjie word in die middel van 'n skulp gemaak, die skulpe word op 'n leerband geryg en daardie halsnoer het 'n duidelike boodskap uitgestuur. Dit het vir almal vertel tot watter familiegroep jy behoort. Dis basies 'n identiteitsdokument wat jy om jou nek kon dra. En hulle kommunikasie het selfs dieper gegaan, tot in die geestelike wêreld. Die sjamaan, die geneeser van die groep, het met geeste gekommunikeer deur 'n spesiale beswymingstans. So het hulle byvoorbeeld gevra vir dinge soos reën en die rotskuns wat ons vandag sien. Dit was nie net mooi prentjies nie. Dit was 'n rekord, 'n dagboek van die sjamaan se ervarings in daardie geestelike wêreld. So, dis een ding om met iemand te praat wat reg voor jou staan. Maar wat gebeur as jy 'n boodskap moet stuur vir iemand wat jy nie kan sien of hoor nie? Dit bring ons by ons volgende groot uitdaging: hoe om afstand te oorbrug. Weereens was mense briljant. Jagters in antieke tye het rooksyne gebruik om te wys waar die diere is. Ander kulture het tromme geslaan om boodskappe oor heuwels te stuur. Die antieke Grieke, hulle was slim. Hulle het speels gebruik om gekodeerde boodskappe met sonlig te flits. En op see het vlote kleurgekodeerde vlae gebruik om te sien skepe te praat. En toe, soos dinge mag gebeur, het 'n meer georganiseerde stelsel begin vorm, die posstelsel. Dit het begin met boodskappers te voet of te perd en selfs posduwe, wat vir 'n lang tyd die vinnigste manier was om 'n brief te stuur. Later het treine alles vinniger gemaak, al noem ons dit vandag spottenderwys slakkepos. En seels is nie net plakkertjies om vir posgeld te betaal nie, hulle vertel ook stories. Kyk na hierdie een van 1994. Dit vier die inhuldiging van president Nelson Mandela. Dis 'n klein stukkie papier wat 'n massiewe historiese oomblik vasvang en dit dan oor die hele wêreld stuur. Maar dink daaroor, daai klein stukkie papier moes nog steeds fisies reis. Wat as 'n boodskap kon reis sonder onenigstens te reis? Wel, dit bring ons by die 19de eeu, die oomblik toe elektrisiteit alles kon verander het en die wêreld vir die eerste keer begin bedraad het. En wat 'n revolusie was dit nie. Eers kry ons Samuel Morse se telegraaf. Vir die eerste keer kon ons boodskappe in Morsekode, daai bekende kolletjies en streepies, onmiddellik oor kontinente en selfs oseane stuur. Maar toe kom Alexander Graham Bell en sy telefoon. En skielik stuur ons nie meer net kode nie, ons stuur ons eie stemme. Kommunikasie het oombliklik en persoonlik geword. Die volgende groot stap was natuurlik om van daai drade ontslae te raak. En dis waar Guglielmo Marconi inkom. In 1895 stuur hy die eerste sein sonder enige drade. Aanvanklik is dit draadlose telegrafie genoem en gebruik om morsekode na skepe op see te stuur. Maar teen die 1920s het die radio in mense se sitkamers beland en dit families saamgedrom om na die nuus, weer en sport te luister. Massamedia was gebore. So, ons kon boodskappe oor afstand stuur. Maar wat van om oomblikke in tyd te vries? Dit bring ons by hoofstuk 4. Die vermoë om nie net boodskappe te stuur nie, maar om ons wêreld, ons woorde, ons beelde, permanent vas te vang. Nou, hier is 'n vinnige vraag waaroor jy dalk al gewonder het. Hoekom is die letters op jou rekenaar se sleutelbord nie in alfabetiese volgorde nie?
Wel, die rede is nogal fascinerend. Op die heel eerste tikmasjiene het die klein metaalarmpies vasgehaak as jy te vinnig getik het. Die QWERTY-uitleg is toe spesifiek ontwerp om die letters wat jy die meeste gebruik ver van mekaar af te plaas. Die doel om tiksters stadiger te maak sodat die masjien nie breek nie. Ons gebruik dit vandag nog lank nadat die oorspronklike probleem verdwyn het. En as ons praat van goed vasvang, dan is daar natuurlik die kamera. Die heel eerste foto is in 1816 geneem en dit het ure geneem om te ontwikkel. Maar toe kom mense soos George Eastman met sy Kodak-kamera en skielik kon enigeen 'n fotograaf wees. Van daar af het dit vinnig gegaan. Eers kleurfoto's en toe, in die 80s, het digitale kameras alles vir altyd verander. En daai aanhaling som dit perfek op. Fotos is soveel meer as net prentjies. Hulle is 'n rekord van ons geskiedenis en ons daaglikse lewens. Deur 'n foto kan ons iemand se emosies lees en probeer om ons ingewikkelde wêreld net 'n bietjie beter te verstaan. En dit bring ons by ons laaste hoofstuk, die oomblik toe alles, teks, klank en beeld, saamgesmelt het in wat ons ken as die digitale revolusie. Voordat die internet heeltemal oorgeneem het, was daar televisie. Dit was ongelooflik want ons kon historiese oomblikke regstreeks sien gebeur en deur dokumentêre oor die wêreld leer. Maar dit was 'n tweesnydende swaard. Mense het dalk 'n bietjie leier geword, minder self gaan inligting soek en dalk selfs minder sosiaal verkeer. En toe, die groot een, die persoonlike rekenaar en die internet. Danksy pioniers soos Bill Gates het rekenaars in ons huise beland. Die internet het al hierdie rekenaars in 'n reuse globale netwerk verbind. En die wêreldwye web het soos 'n massiewe digitale biblioteek geword. Skielik kon ons e-posse, foto's en video's stuur en met enige iemand enige plek in die wêreld gesels. En die eindresultaat van hierdie hele ongelooflike reis? Dis eintlik heel eenvoudig. As gevolg van moderne tegnologie het ons wêreld effektief 'n baie kleiner plek geword. Die afstande wat ons eens geskei het, beteken amper niks meer nie. En dit los ons met een laaste en dalk die belangrikste vraag. Nou dat ons hierdie ongelooflike krag het om onmiddellik met enige iemand op die planeet te kommunikeer, wat gaan ons kies om te sê?